Welkom terug by hierdie video graad 12. Vandag gaan ons kyk na vraag 1 van vraestel 2 van die November 2025 vraestel vir IB. Hulle gee vir ons 'n vergelyking en hulle sê die hoek van theta lê tussen 90 en 270 grade. Dan gee hulle vir ons 'n diagram en vra vir ons om 'n paar goedjies te bepaal sonder die gebruik van 'n sakrekenaar. So die eerste stapie wat ek gaan doen is, ek gaan vir my 'n lyn hier aftrek na die x-as toe. Dit sal loodreg wees op die x-as en dan hierdie koördinaat P bestaan uit 'n x en 'n y waarde. So op die oomblik het ons x en y. Dan as ons nou kyk wat hulle vra ons moet bepaal, vra hulle die waarde van tan van 180 plus theta, so dis 'n reduksie. 180 plus lê in die derde kwadrant en tan is positief, so eintlik wat hulle hier vra is net tan theta. So, as ons tan theta wil gaan oplos, kort ons y oor x of die ander tipe verhouding is die teenoorstaande op die aangrensend. Wanneer ons kyk na ons skets, het ons vir theta daar as 'n stomphoek, maar wanneer ons reduksie doen, dan lê theta eintlik daar binne die driehoek. So, sonder die gebruik van 'n sakrekenaar beteken dan nou dat ons hierdie vergelyking wat hulle oorspronklik vir ons gegee het, 'n bietjie moet vereenvoudig en dan sal ons van daar af hierdie sommetjie kan oplos. So, ek sal die 17 sin theta aan die linkerkant hou en die 15 oorvat en dan sal ek die 17 gaan wegdeel, so dit gee vir my 15 op 17. En ons weet dan ook sin bestaan uit y oor r of dit is die teenoorstaande op die skynsy. Maar ons kan sien dat daardie alreeds op ons diagram ingevul is. So, om vir tan nou op te los, kort ons die x-as se lengte of se waarde en omdat dit 'n reghoekige driehoek is, kan ons Pythagoras gebruik. So, Pythagoras sê x kan bereken word deur te sê die skynsy kwadraat minus die ander sy kwadraat. En dan sê ons net dankie vir Pythagoras. En wanneer ons dit op ons sakrekenaar gaan insit, dan gaan julle sien ons kry 8, maar is belangrik om te onthou, 'n vierkantswortel gee vir ons 'n positiewe en 'n negatiewe antwoord. En as ons nou gaan kyk na die x-as, dan lê ons driehoekie aan die negatiewe kant van die x-as, so in hierdie geval is x minus 8. En nou kan ons net gaan aflees, so tan is y, wat mos nou die 15 is, en r is die 17, so as ons dit gaan aflees, is dit 15 op minus 8. Nou jy kan hierdie 15 op minus 8 op jou sakrekenaar gaan intik, net om seker te maak dit kan nie verder vereenvoudig nie. En as dit nie kan nie, dan los jou antwoord net so. Die volgende gedeelte vra vir ons om vir cos 90 plus theta op te los. Nou 90 plus is 'n kofunksie en 90 plus lê ook in die tweede kwadrant. So, wanneer ons hierdie oplos, moet ons nou eers gaan vra, wat is cos in die tweede kwadrant? Dit is negatief. En dan moet ons ook onthou dat 90 plus of 90 minus beteken sin moet verander na cos toe, of in hierdie geval cos moet verander na sin toe. So eintlik wat hulle vir ons vra om af te lees is negatief sin theta. Nou omdat ons al reeds hierdie vergelyking vroeër vereenvoudig het, het ons die waarde van sin theta en ons gaan nou net die minus bysit. Soos dit. En dan die laaste vraagie sê, gebruik 'n sakrekenaar om op te los vir theta. So, as ons nou gaan kyk na die oorspronklike hoekie, dan is theta eintlik 'n stomphoek, wat beteken ons gaan 'n verwysingshoek moet kry en dan gaan ons dit nog moet aftrek van 180 grade. So ons weet vir 'n feit dat sin theta is gelyk aan 15 op 17. So omdat ons 'n sakrekenaar
mag gebruik, kan ons nou die sin gaan second function aan die ander kant, en hierdie sal nou vir ons 'n verwysingshoek gee. As ons hierdie gaan intik op die sakrekenaar, dan kry ons hierdie getal. En dis belangrik om te onthou dat hierdie is die verwysingshoek. Ons het nou net gesê dat theta is eintlik 'n stomphoekie, so die finale antwoord van theta beteken ons gaan hierdie verwysingshoek gaan aftrek van 180. As dit 'n skerp hoekie was, dan het ons net gehou by die skerp hoekie, maar omdat dit 'n stomphoek is, moet ons dit gaan aftrek van 180 grade.